God, almachtig. Waardig is die Lam, waardig is die Lam, want U is heilig, heilig. Is die God, almachtig. Waardig is die Lam, waardig is die Lam, en Hemelse Vader, baie, baie dankie. U is groot, U is almagtig, gedig en getrou en roemryke dade. Daar is niemand wat met U vergelyk kan word nie. U is gister, U is vandag en U sal tot in alle ewigheid wees. Ons verheerlik vanmôre U naam en ons is dankbaar vir ons tong en ons lippe wat nie genoeg is nie, maar ons gee aan U al die lof, al die eer, al die prys van U alleen kom dit toe. Dankie vanmôre dat U ons liefhet, dat U met ons sal spreek. Ons bid, Here, dat die Gees van God sy vrye gang sal gaan en tasbaar in ons midde sal wees. Niks uit my nie, liewe Here, maar dat U wil vanmôre geskied. In die naam van Jesus Christus, met baie danksegging. Amen. U kan die sitplekke inneem, dierbaares, goeiemôre. Baie dankie vir daai wonderlike aanbiddingsatmosfeer. Baie dankie, dierbaares, aan ons pastore, Emilie en pastoor Lian, die beheerder van hierdie gemeente, en elkeen van u vir die gasvryheid, ook vir die voorreg om vanoggend met u te kan deel. As u Bybels vanoggend saamgebring het, ons gaan 3 tekste saam lees en ons kan die vraag antwoord: wat is die hel en waarom bestaan dit? Wat is die hel en waarom bestaan dit? En ek weet van ons is 'n bietjie bang, van ons is nuuskierig, maar dit is nodig om van tyd tot tyd onsself bewus te maak van die implikasies van die ewigheid. Ek gaan u nooi om saam te lees in Matteus hoofstuk 10 vers 28 en dan ook in Openbaring 20 vers 11 en 2 Tessalonisense 1 vers 8 tot 9. Ek sal dit herhaal. Matteus hoofstuk 10 vers 28, Openbaring 20 vers 11 tot 15 en dan 2 Tessalonisense hoofstuk 1 vers 8 tot 9. Matteus in die 53 vertaling sê dan die volgende: en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. En dan kan ons oorgaan na Openbaring hoofstuk 20 en ons lees vers 11 tot 15 en dit sê: en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. En die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur verwerp. Dan ons laaste teks vir vanoggend
2 Tessalonisense hoofstuk 1 vers 8 tot 9. In vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van God, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. God seën dan sy geleesde woord. As God werklik liefdevol is, waarom bestaan die hel? As ek eerlik met u moet wees as 'n pastoor en as 'n Christen, is hierdie een van die vrae wat ek op 'n stadium ook gevra het. 'n Vraag wat 'n mens as 'n Christen en 'n bloedgewaste, goeie bedoelende mens liefs nie wil hê nie, liefs nie wil aanraak nie, maar dit is die een van die moeilikste en mees emosionele vrae wat die Christen geloof het. Sommige mense vermy hierdie vraag, waarom bestaan die hel? Sommige versag hierdie vraag, hulle versag die implikasies van die hel. En sommige verwerp totaal en al die konsep van die hel. Want vir baie mense voel die hel onregverdig. Vir baie mense voel dit ekstreem. Vir ander voel dit selfs aanstootlik, want as God werklik liefdevol is, hoekom bestaan hel? En so kom hulle tot by die gevolgtrekking, die hel kan nie werklik wees nie, want 'n liefdevolle God sou dit nooit toelaat nie. Maar hier is waar die spanning wat ons vanoggend het, wat ons eintlik moet aanspreek, want die volgende is die spanning en die implikasies. Wat as die hel nie 'n teenstrydigheid van God se liefde is nie, maar 'n bevestiging van sy regverdigheid? Ek herhaal weer, die spanning waarmee ons te doen het, en die ander vraag wat ons eintlik moet vra is, wat as die hel nie 'n teenstrydigheid van God se liefde is nie, maar 'n bevestiging van sy geregtigheid? So nou so pragtig gesin, heilig is u naam. So hier is die hoofgedagte, as u alles sou vergeet, wat ek wil hê u huis toe moet neem, en dit is dat die hel is nie 'n fout in God se karakter nie. Dit is die noodsaaklike uitdrukking van sy geregtigheid teen sonde. Ek herhaal dit weer. Die hel is nie 'n fout in God se karakter nie. Daarom kan ons dit nie wegredeneer nie. Ons kan dit nie versag nie. Ons kan dit nie vermy nie, want dit is 'n noodsaaklike uitdrukking van sy geregtigheid teen sonde. So ek gaan op 'n paar kerngedagtes fokus, en die eerste een vanoggend is die werklikheid van die hel. En ons moet hier begin by hierdie punt, want in Matteus 10 vers 28 sien ons dat Jesus het duidelik oor die hel gepraat. Hy sê hier, vrees hom wat die siel sowel as die liggaam kan vernietig in die hel. En ek wil hê vir 'n oomblik ons moet dit laat insit. Jesus het nie die onderwerp vermy nie. Jesus het nie die taal versag nie. Hy sê hier, vrees hom wat die siel sowel as die liggaam kan vernietig in die hel. Trouwens, Jesus het meer oor die hel gepraat as enige iemand anders in die hele Bybel. Dit is 'n baie interessante punt om in ag te neem. Niemand anders in die Bybel het soveel oor die hel gepraat soos Jesus. In ander woorde, as dit vir hom belangrik was, en ek en u sê, ons is volgelinge van Christus, dan behoort hierdie konsep vir ons belangrik te wees. En die vraag moet seker dan wees, hoekom? Omdat hy genoeg lief het om te waarsku. En vanoggend is my begeerte nie om myself of u bang te maak nie, maar uit liefde myself te remind en u te remind
remind en te waarsku van die implikasies van hoe ons hier in die lewe omgaan met mekaar en met die heilige God. Ons sien ook dan dat daar is 'n bewuste en 'n ewige skeiding. Die skrif stel die hel voor met 3 spesifieke dinge. Die skrif sê, in die hel is daar 'n bewustheid. Jy gaan ten volle bewus wees van wat met jou gebeur of met die geliefdes gebeur. Niemand gaan van ons wie in die hel so opeindig gaan bewusteloos wees. Ons sal heeltemal ervaar wat hier gebeur. Die tweede ding wat ons dan in ag neem wanneer ons deur die skrif gaan en ons sien die hel is dat die hel is persoonlik. Dis 'n persoonlike saak. Daar's 'n ou evangelie koortjie wat ons gesing het. Ek weet nie van u nie, maar dit het so gegaan. Dis jou eie saak as jy verlore gaan. Maar derdens, die skrif sê die hel is ewig. Dis bewus, is persoonlik en is ewig. 2 Tessalonisense hoofstuk 1 vers 9 sê, hulle sal gestraf word met 'n ewige verderf weg van die aangesig van die Here. Dit is belangrik want die hel is nie net straf nie, maar dit is skeiding van God. En hier is miskien die vraag wat ons vir mekaar moet vra. As jy op aarde niks met God te doen wil hê, waarom sou jy in die ewigheid met hom iets te doen wil hê? Maar die derde ding wat ons miskien nou moet kyk is dat hel is nie die uitwissing nie, maar dit is skeiding. Want sommige mense glo, wanneer hulle sterf, hou mense net op bestaan. En daarom is dit makliker dan om te lewe en die wêreld deur te gaan en aan te gaan met my lewe, want met daardie konsep is daar geen implikasies nie, want ek gaan net nie meer bestaan. Maar die Bybel leer ons dat daar is 'n bewustheid, daar is 'n herinnering en daar is gevolg. In ander woorde, die ewigheid is nie onbewus nie, maar dit word ervaar. Dit word ervaar vir die wat in die teenwoordigheid van God is, en dit word ervaar vir die wat buite sy teenwoordigheid in die hel sou wees. En die apologetiese insig wat ons vanmôre in ag moet neem is dat as die hel verwyder word, word Jesus se waarskuwings betekenisloos. As ons die hel weghaal en ons gaan deur die Bybel, dan beteken dit elke area, elke plek waar Jesus die fariseërs, die mense wie gedagtes van godsaligheid is, wie rowers is, wie nie wil bekeer en wil laat staan nie, dan is al sy waarskuwings betekenisloos as die hel nie bestaan nie. En as sy waarskuwings nie waar is nie, dan kan sy beloftes ook nie vertrou word nie. So as die waar hy gewaarsku het nie gaan gebeur nie, dan is sy belofte van seëning, sy belofte van bevryding, sy belofte dat hy heen gaan om vir ons 'n plek voor te berei, is ook dan nie waar nie, want sy woord kan nie geneem word as betroubaar en waaragtig. En daarom het ek dit 'n bietjie nodig om verder te dink. Maar die tweede kerngedagte is om die vraag te probeer begin beantwoord. Waarom bestaan die hel? En hier is waar baie mense sukkel en hier is waar ek myself gesit het. Tot ek by hierdie punt deur my Bybelstudie en my proses van lewe met die Here ervaar het dat jou bestaan vanweë die geregtigheid vir sonde. Ons moet vra, wat verdien sonde? Ons moet daai vraag vra. Nie, wat voel ons? Maar, wat is regverdig? Jy sien, vir meeste van ons, wanneer dit by die vraag van vanmôre kom, antwoord ons dit of benader ons dit soos hoe ons voel. Ek voel, Dwayne Ludwig was 'n goeie mens. Hy behoort hemel toe te gaan. Ek voel, hy het sy naaste lief gehad. Ek voel dat my bedoelings is goed. Of ek God gedien het of nie,
maar my gevoel en my emosionele dispensasie is van die aard dat ek voel God moet maar verstaan. Maar ons moet nie vra hoe ons voel nie, ons moet vra wat is regverdig. En Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. Sonde is nie klein. Maak nie saak of het 'n wors is, wat ek uit die pot uitgesteel het, en of het 'n moord of 'n verkrachting is. Die aard van sonde is nie klein vir God of my en u. Sonde het eintlik implikasies. Daarom het ons nog steeds vandag van tyd tot tyd te doen met die dood. Want die dood is 'n herinnering dat sonde bestaan. Die dood is 'n herinnering en 'n bewusmaking vir die mens dat daar is 'n God wat bestaan. En dit is die dood wat ons by hierdie afspraak bring, wat ons moet vra, beteken my lewe hier iets en is daar 'n hiernamaals? En as daar 'n hiernamaals is, dan het my lewe, my keuses, hoe ek omgaan met my medemens, direkte en indirekte implikasies. Want die loon van die sonde is die dood. Jy sien, wanneer die dood ver van my af is, dan steur ek my nie aan hoe ek lewe nie. Maar wanneer daar 'n skielike oomblik is, waar God my tot stilstand roep, want dit voel asof my wêreld ineengestort het, vanweë die man of die vrou of die naasbestaande wat heen gegaan het, dan begin neem ek my lewe in introspeksie en ek begin wonder oor wat gebeur in die hiernamaals. Omdat sonde nie klein is, sien ons dat die Bybel bewys 3 dinge van sonde. Sonde is rebellie. Wanneer ek en u sondig, rebelleer ons teen God. Want ons sê vir God, ek wil God wees van my eie lewe. Sonde is rebellie. Praat met myself ook hier vanmôre. Die tweede ding wat ons sien van sonde en hoekom dit nie klein is nie, is sonde is die verwerping van God. Elke keer wanneer ek sondig, verwerp ek God. Verwerp ek sy gesag, verwerp ek sy autoriteit, verwerp ek sy keuses, verwerp ek sy beloftes. Ek verwerp hom, want ek kies om te rebelleer en teenstrydig te wees met wat God in die skrif sê. Die derde ding van sonde, en hoekom dit nie klein is nie, sonde is die verdraaiing van wat goed is. Die rede hoekom ons vandag nie meer weet of ons manlik of vroulik is nie, hoekom ons nie meer respek het vir die huwelik nie, hoekom ons soveel dinge toelaat, is ons verdraai wat goed is. En ons noem dit wat sleg is goed, en wat goed is sleg. En het maak nie saak of ons in die politieke wêreld of in die kerkwêreld is nie. Ons worstel met hierdie ding, want sonde is 'n werklikheid. En dit bring ons dan tot by die ander ding wat ons in ag moet neem, en dit is dat, soos ons nog net gesing het, God se heiligheid vereis rekenskap. Ons het nog net gesing 'n paar liedere. God se heiligheid vereis rekenskap. Jy sien, God is nie net liefde nie. Hy is liefde, daarom het hy Jesus gestuur om vir ons te sterwe, sodat ons verlossing kan vind. Maar hy is ook heilig, wat beteken, hy is regverdig, so dit wat hy moet straf hy tot op die letter. En heiligheid beteken dan, en die 3 dinge wat ons in ag moet neem, wanneer ons dink oor die heiligheid van God, en sy karakter as 'n heilige God. Heiligheid beteken, sonde kan nie geïgnoreer word nie. My oupa het gesê, toe hy nog geleef het, sonde soos 'n klein kombers. As jy jou kop toetrek, is jou voete oop. As jy jou voete toemaak, is jou kop oop. Jy moet dit nie ignoreer nie. Die heiligheid van God beteken, kwaad kan nie verskoon word. En derdens, die heiligheid van God beteken, geregtigheid moet gehandhaaf word. In ander woorde, as God sonde ignoreer, hou hy jou op om
regverdig te wees. As hy vir my toelaat om aan te gaan soos wat ek wil, dan is hy nie meer regverdig nie. Maar dan is daar ook die morele argument. En ek wil hê vir 'n oomblik ons moet prakties dink. As daar geen hel is nie, as daar geen finale oordeel is nie, dan wen kwaad uiteindelik. Kom ons dink aan die vrou wie verkragt word en ons vind nooit 'n verkragter nie. Kom ons dink aan die man of die familie wie vermoor word en ons vind nooit die moordenaar nie. Kom ons dink aan die swindelaar wie ons skem van ons duisende en miljoene rande en hy word nooit gevind of selfs tronk toe gestuur nie. Kom ons dink aan die korrupte konings en mense wat ons belieg en bedrieg en beskinder en moord in hulle hart het en ons uitprobeer werk en hulle word nooit gevind of gestraf nie as God. As die hel nie daar is nie, en as daar geen finale oordeel is nie, dan beteken dit, hulle sal nooit rekenskap hoef te gee vir wat hulle gedoen het nie. Onreg sal dan nie gestraf word nie. Die verdruktes kry ook dan geen geregtigheid nie. En sonde het geen gevolg nie. Ek dink aan die vervolgde kerk in Nigerië en Iran en China en Noord-Korea. As daar geen oordeel of geen hel is nie, dan sal daai mense wie mense in kerke uitbrand nooit geoordeel word nie. Maar sonder die hel word geregtigheid uiteindelik betekenisloos. Ek en u wie kwaad word wanneer ons die nuus aansit of ons oor Trump lief is of nie, of Cyril Ramaphosa lief is of nie, en ons word boos in ons harte as die hel nie bestaan nie, dan beteken my kwaad word niks. Want daar is nie geregtigheid. Maar dan draai ons na die derde kerngedagte, die algemene beswaar. Die eerste algemene beswaar is 'n liefdevolle God sal niemand jou toestuur nie. Dis hoekom ek met daai vraag begin. Want die mees algemene beswaar is juist dit. Maar hierdie beswaar bou op 'n misverstand. Die misverstand van wie God is en wat sy karakter werklik waar is. Die Bybelse antwoord is verwerping en nie forsering. In ander woorde, God forceer nie vir my en vir u om in verhouding met hom te staan. He's a gentleman. Mense kies duisternis bo lig. Mense kies hulle self bo oorgawe. Mense kies sonde bo verlossing. In ander woorde, mense kies die hel. God stuur jou eintlik. Jy kies waartoe jy gaan. Die hel is nie God wat mense wegstuur nie. Dit is mense wat kies om sonder God te lewe. Is nie goed genoeg om 'n kerkbywoner te wees nie. Jou pa wie 'n pastoor is, jou pa wie 'n oudeling in die diaken is, jou ouers wie kerk geloop het, maak jou nie gered nie. Dit laat my dink aan 'n gesprek wat my ouers met my gehad het toe ek 3de jaar op die teologiese college was en my ma kyk my in die oë en sy sê vir my kind, net omdat jy studeer om 'n pastoor te word en selfs môre georden word as 'n pastoor, maak jou nie 'n engel nie. Maak jou nie gered nie. As jy nie die Here dien en ken in gees en in waarheid nie, beteken jou studies niks nie. Daarom daardie aan beywer my ouers hulle met 'n dringendheid om my te vra en te bearbei. Moet nie te intellektueel raak nie, maar ken die Here, dien die Here, want die implikasies het ewigheidsimplikasies. En daarom het ons nodig om insig te neem. Daar is net twee soorte mense. Die wat vir God sê,
U wil geskied. En die wie vir God sê, my wil geskied. Dit is net twee soorte mense, ek herhaal dit weer. Die wat vir God sê, U wil geskied. En die wie vir God sê, maar my wil geskied. Maar dan wil ek vir 'n oomblik stil staan. Die kruis verander alles. God het die mensdom nie sonder hoop gelaat nie. Hy het Jesus gestuur. Jesus het ons sonde op hom gedra. Jesus is gestuur om oordeel op hom te neem. Daarom het hy gesê op die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Want in daardie oomblik het die sonde van die mensdom op Jesus gekom, soos wat hy dit geneem het, en hy het ervaar hoe God sy aangesig moet wegdraai vanweë die sonde wat nou op Jesus geneem is. Maar Jesus is ook gestuur om 'n weg te maak vir my en U, 'n weg van versoening, 'n weg van vergifnis, 'n weg van waar ons ver van hom was, maar dat ons nou nie meer vyande van die kruis is nie, maar nou kinders van God is. En daarom kan ons dan saam sing en saam stem, met hom gaan ek, want dit weet ek, sy kinders verlaat hy nooit. Dus is die vraag nie vanmôre, waarom bestaan die hel nie, maar die werklike vraag is, waarom sou iemand verlossing verwerp? As 'n gesangboek lied wat sê, iemand sal klop aan die heerlike poort. Iemand sal roep wanneer niemand meer hoor. Iemand sal bid, maar oor wat sal dit baat? Te laat, vir ewig te laat. Droewig om daar onbereid heen te gaan, sonder genade voor God te kan staan. Dan sal jy hoor wat die heiland beset, gaan weg, vervloekte gaan weg. Kom tog, die tyd gaan verby. O my broeder, o my suster, sê nou dis jy, haas jou, die tyd gaan verby. Bring ons tot by Openbaring 20, vers 11 tot 15. Die finale oordeel. Dit is een van die mees aangrypendste gedeeltes in die Bybel. En wanneer ons deur Openbaring 20 lees, is daar 'n paar goed wat ons aandag trek. Die eerste ding wat ons aandag trek is hier die groot wit troon. Die Bybel sê, ek het 'n groot wit troon gesien. Die wit is gelykstaande aan reinheid. Wanneer Johannes die apostel hier die wit troon sien, dan sien hy die reinheid, die skoonheid van God. En dan wanneer hy die troon sien en hom wie op die troon sit, is dit gelykstaande aan gesag. Hy sien hierdie rein, hierdie skoon, hierdie wit troon en die persoon met die gesag wat sit op die troon. Dit is nodig vir my en vir u om te verstaan, in die oordeel gaan dit die skoonste oomblik wees, die mooiste oomblik wees, maar hy wie op die troon bevind word, is die een wie die gesag het om die mensdom en die heelal en die hemel en die hel en Satan en al sy trawante onder sy gesag te neem. In ander woorde, hierdie groot wit troon wat gesien is die teken van God se volmaakte geregtigheid. Maar die tweede ding wat ons sien wanneer ons hier in Openbaring 20 lees, ons sien die boeke wat oopgemaak is. Die Bybel sê hier, die dooies is geoordeel volgens hulle werke. Alles word verreken. Elke daad, elke woord, elke motief sal op daai dag verreken word. Niks in die oë van God is verborge nie. Dit wat ons nie mag sien nie, dit wat ons nie mag weet nie, wat die hart van oorloop, wat die gedagtes meemaal, is vir God nie verborge
ons dade, ons woorde, ons motiewe is nie vir hom verborgen nie, want God weet alles. Die derde ding wat ons sien wanneer ons hier in Openbaring 20 lees, is die boek van die lewe. En die Bybel sê hier, en as iemand nie in die boek van die lewe gevind is nie, en dit is waar die skeidslyn is. Weereens moet ek 'n evangelieboek lied aanhaal. Dis 'n lied wat ons gewoonlik by begrafnisse sing. As die rol dan afgelees word, is ek daar. Ons sing dit soms so maklik, ons sing dit soms so lekker, maar die vraag is vanmôre duidelik, want hier is waar die skeidslyn is. As my en u se naam nie opgeteken is in die boek van die lewe nie, wil ek en u moet oplet. Die hel gaan nie oor goed teen sleg. Dit gaan ook nie oor godsdienstig teenoor die ongodsdienstig of die skynheiliges. Maar dit gaan oor, is jy in Christus of is jy nie in Christus? Daar gaan geen goeie mense in die hemel wees nie. Daar gaan geen godsdienstige mense in die hemel wees nie. Almal wie in die hemel is die wie in Christus is. Almal wat nie in die hemel is nie, is die wat nie in hom is nie. Hulle wie hom verwerp het. En daarom is dit nodig om van tyd tot tyd stil te staan by 'n teks soos vandag, 'n oomblik soos vanoggend, om vir ons te vra. Is jy in Christus vanoggend of is jy nie? Want die finale ding wat ons sien in Openbaring 20 is die finale skeiding. En die Bybel sê hier, hulle is in die poel van vuur gewerp. Is finaal, is onomkeerbaar. Dit is ewig. Vir die mense, en ek weet of jy al gehoor het nie, maar as mense wie sê ek is net een dood verskuldig. As jy sonder die Here Jesus Christus sterwe, is hierdie die tweede dood wat jy gaan sien. En dit is waar jy vir ewig in die vuur verwerp gaan word. Die hart van God is dat niemand verlore moet gaan nie. Daarom vertoef hy nog, dat hy nog nie kom nie, want spoedig gaan hy terugkeer. En as ek mag, dan is die Pinksterklem vanoggend die oortuiging van die Gees. Die rol van die Heilige Gees is vir ons belangrik, want Jesus het gesê, die Gees sal ons oortuig van ons sonde. Die Gees sal ons bewus maak en ons geregtig maak wanneer ons bekeer en laat staan, dan word ons die geregtigheid van God. Maar die Gees maak ons ook bewus van die oordeel. Daarom wanneer ons te doen het met die dood, daarom wanneer ons gedagtes met 'n warwoel van emosie en onsekerheid en die oomblikke is wat dit voel is beter vir my om die lewe te verlaat, dan worstel ons met hierdie konsep, want ons siel verstaan die werking van God se Gees. En die Gees van God maak ons bewus dat daar is 'n oordeelsdag. Die Gees van God maak ons bewus dat daar is geregtigheid in God. En die Gees van God maak ons bewus en hy oortuig ons van ons sonde. Vir my en u wat gered is in die Here, ons word oortuig. Vir u wat nog nie by die Here is nie, jy word aangekla, sodat jy kan staan voor die regter en vandag nog die keuse kan maak, dat jy kies die Here of jy stap weg. En daarom, omdat die Gees betrokke is dit die dringendheid van bekering. Die boodskap van die hel is nie om vrees aan te blaas nie, maar die boodskap is om wakker te maak. Ek en u is besig om in 'n slaap in te val, want die Here het lank genoeg vertoef. En daarom dink ons dat ons dade nie implikasies nie. Maar vanoggend word ons herinner, tyd is beperk. Die psalmdigter sê, Lord, teach us to number our days. Die dringendheid is dat die geleentheid is juis nou, nie môre nie. Want môre mag dalk net te laat wees. En dan is die dringendheid van bekering ook dat genade is dan juis nou beskikbaar.
of my familie of my nalatenskap nie, alleenlik genade, onverdiende genade om die Here te dien. Nou wat die Gees betrokke is die venster nog vir ons oop. En op hierdie oomblik is die deur nog oop vir my en vir u. Die barmhartigheid van God is nog beskikbaar. Verlossing is nog vir jou naby. Jy is nie te sleg nie. Jy is nie te oud nie. Jy is nie te jonk nie. Jy is nie te mooi nie. Jy is net op die plek waar God jou wil hê. En hy vra vir jou. En hy herinner vir jou. Wil jy nie nou kom nie? Want eendag sal die venster toemaak. As ek hierdie preek dan saam moet bring, dan wil ek klem lê op die gewig van die ewigheid. Ons kom terug na die vraag, hoekom bestaan die hel? En die antwoord is, omdat God regverdig is, omdat hy heilig is, en omdat hy geregtig is. En ek wil hê jy moet duidelik hoor, die hel is nie vir jou geskep. Verlossing is vir jou geskep. So die werklike vraag is nie, is die hel werklik nie. Die vraag is eintlik, het ek op God se genade gereageer? Daar is die vraag. En genade is vanmôre vir my en vir u. Ek dink in die moderne kerk het ons so modern geword dat ons oor alles kan preek. Maar ons vir my hierdie klas boodskap. En ons het nodig om mekaar te herinner. Jy gaan 'n einde wees. Jy gaan 'n oordeel wees. En as ons werklik lief is vir mekaar, dan dink ons aan die implikasies van hier en nou, want dit bepaal waar ons opeindig in die ewigheid. Ja, ek kom weer. Ek wag nie meer. En uiteindelik het ons nodig om vir mekaar te sê, wat is jou antwoord? Is jy gereed om die Here te dien? Is jy gereed om hierdie dringendheid in jou huishouding in te neem, jou vrou, jou man, jou kinders, jou ouers opnuut weer wakker te maak? Dat die Here is op pad. Ons het nodig om reg te lewe. Ons het nodig om mekaar te herinner. As ons lief is vir mekaar, dan sê ons eerlik vir mekaar wat die gevaar is. As ons nie lief is vir mekaar, dan laat ons mense toe om aan te gaan soos wat hulle aangaan. En dit beteken nie vir ons iets. Maar vanmôre is God se liefde vir my en vir u so groot, dat die vraag is geantwoord. Hoekom jou bestaan? Dis 'n werklikheid. Maar net so het ek indirek vanmôre vir u gesê, die hemel is ook 'n werklikheid. En my siel verlang na werklikheid. Vanoggend wil ek maar net hê ons moet reageer as die woord vanoggend met u gepraat het, terwyl ons op ons voete staan. Wil ek u nooi dat u na vore kom, dat ons saam met u kan bid en net die Here kan inroep om te waak oor u, die Gees te vra om u te lei. En die woorde van die apostel Paulus in 1 Korintiërs 15, daarom my broers en susters, wees dan standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, want julle arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. As daar niemand is nie, kom ons lei dan ons oor. Here, u is groot. Dankie vir u liefde. Dankie vir 'n wonderbare herinnering dat u het ons lief. Dankie Here dat die kruis alles verander. Die kruis het my las
weggeneem. Die kruis het my sonde weggeneem. Die kruis het my versoen met die heilige God. Maar Here, moontlik is die mense vanoggend weet, nog nie by daai plek gekom het om voor U te staan en hulle sondes bekend te maak en U heerskappy oor hulle lewe te neem. Mag die genade merkwaardig wees, dat hierdie oomblik nie verby sal gaan nie. Here, mag hierdie boodskap weer klink in ons siel, in ons gees, dat ons U sal aanneem as God en saligmaker. Here, hulle wie moontlik moeg en mat kom word, en hulle, Here, wat nie meer dieselfde passie en enthousiasme het nie, dankie vanmôre dat U selfs vir hulle herinner, kom ons waak en kom ons bid. Kom ons soek die Here terwyl hy nog te vind is. Kom ons dien die Here nog terwyl ons kans het om hom te dien in gees en in waarheid. Dankie, Here, dat U die kerk kom wakker maak om opnuut haar staanplek in te neem en haar gereed te maak vir die terugkeer van die bruidegom. En Here, dat ons klaar sal maak en los sal maak van elke vorm, elke mate van sonde, en dat ons oë vasgenaal sal hou op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Here, dankie dat U ons vasberade maak, dat ons die geloof sal behou, die wedloop sal volëindig, want daar is vir ons weggeberre 'n kroon van geregtigheid, en dat ons mekaar sal sien as ons volhard tot die einde, dan sal ons mekaar ontmoet. Maar terwyl U vertoef, liewe Here, gee ons opnuut 'n sielelas, 'n dringendheid, my God en Vader, om ons gesinne, om ons huwelike, om ons vriende, om ons kollegas te herinner dat die Here hulle lief, die Here is heilig, en dat ons moet klaar maak met dit wat nutteloos is en ons hart plaas met dit wat ewigheidswaarde het. Sonder U, liewe Here, is alles te vergeefs, maar met U beleef ons hierdie krag, hierdie oorwinning en hierdie leiding. Daarom bid ons, liewe Here, geen hindernis sal ons onderkry nie, geen uitdaging sal ons agterlaat nie, maar U sal ons dra, want met God aan ons kant spring ons 'n bendestorm en spring ons oor 'n muur. Lei ons dan nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my